Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Jesus is lewend gemaak. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Gemeente van Waterval, baie welkom vanoggend in die kerk. Ek is bly om julle hier te sien. Dit is Opstandingssondag en ons vier dit ook vandag, na my mening, die grootste, belangrikste gebeure van die evangelie. Ons gaan saam lees uit Romeine 4, vers 23 tot 25 en ook hoofstuk 6, 1 tot 13. Wat beteken Jesus se opstanding vir my? Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om te kan feesvier oor hierdie Paasnaweek. En anders as ons Joodse vriende, het ons nie gaan stilstaan by Moses en die bevryding uit Egipte nie. Maar ons het gaan stilstaan by die bevryding uit sonde. Bevryding van die dood. Ons het verder gegaan en ons vier oorwinning, want Jesus lewe. En Here Jesus, U was gehoorsaam tot die dood toe, maar U is ook opgestaan en U is vandag ook vier ons verheerlik. Want U het die plek gaan inneem in die teenwoordigheid van die Vader, aan sy regerende hand. Want U regeer saam met hom oor die wêreld en die geskiedenis, want U lewe. En U hou die kerk en die kinders in die hand. U regeer oor die wêreld, sy geskiedenis, elke politieke leier, elke mens wat dink hy is in beheer. U regeer oor alles. U ken die agenda van die geskiedenis. En U sorg vir U kerk. En ons is U kerk. En ons weet, omdat U oorwin het, is ons meer as oorwinnaars. En dis die heerlike uitsig en die hoop wat ons het. Dankie daarvoor. Ons het vanoggend gekom om te hoor wat sê U woord vir ons. So praat met ons, asseblief. En gee dat ons hier sal uitstap met hoop en vertroosting. Ons vra dit in Jesus se naam en in die krag van die Heilige Gees. Amen. Romeine 4 vers 23 tot 25 en hoofstuk 6 vers 1 tot 13. Wat beteken Jesus se opstanding vir my? Romeine 4. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word. Ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek word. So die kruis en die opstanding word hier genoem. Twee kante van 'n muntstuk. Romeine 6. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook sekerlik met hom een wees in sy opstanding.
Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel, as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God, as werktuig om te doen wat God wil. Tot sover ons skriflesing. Maar daarmee saam wil ek ook vanoggend lees Heidelbergse Katekismes Sondag 17, vraag 45. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Die Heidelbergse Katekismes vra daai vraag vanoggend. Wat 'n nut het die opstanding vir jou? Wat beteken die opstanding van die Here Jesus Christus vir jou? Het jy nou al mooi daaroor gedink? Wat se betekenis het dit vir jou? Ons lê soveel klem op die kruis. En wat Christus gedoen het, ek meen, van 25 Desember af, ons het Christus se koms in hierdie wêreld gevier, en is interessant, normaalweg, hierdie dominee doen dit nou nie, is daar 6 Adventsondag, wat hulle preek oor die koms van Christus in die wêreld, en dan kom die Paassiklus en ander dominees preek 7 Sondae lank oor die lyding van Christus, en ons maak 'n groot ding daarvan, en dan kom Opstandingssondag, en ons praat op Opstandingssondag oor die opstanding van Christus, en dan praat ons eintlik nooit weer in die kerklike jaar daaroor nie. Ek dink die klem is totaal en al verkeerd gelê. Natuurlik is die vernedering van Christus belangrik, want dit is die een kant van die muntstuk, en dit moes gebeur. Hy moes sy lewe aflê vir die sonde. Hy moes die dood oorwin. Hy moes ons kom ten volle vrymaak van die bande van sonde en van die dood. Maar hy het opgestaan. Dit is die oorwinning in sy totaliteit. So wat beteken die opstanding vir my? Wat leer die Bybel ons? Nou ek gaan op die spoor van die katekismes loop, want die katekismes is gebaseer op hierdie teks wat ons vanoggend saam gelees het. Hy het die dood oorwin om geregtigheid te verwerf, sê die katekismes vir ons. En dis wat Paulus vir ons in Romeine 1 vers 17 sê, wat die tema van die Romeine boek is. Die geregtigheid word ons toegesê deur die geloof in wat Christus Jesus gedoen het. Jesus het vir ons alles gedoen. Hy het gesterf en hy het opgestaan en hy het daardeur vir ons verlossing verwerf. Dit lê buite onsself, want dit is deur Christus gedoen. En dit is al wat ons nodig het om gered te word, sê Paulus. En dis wat hy in daardie vers vir ons wil sê. En hy gebruik basies dieselfde woord as wat hier gebruik word, geregtigheid, wat nogal vir my en jou koppie 'n groot woord is om te verstaan, want wat bedoel hy met hierdie juridiese term? Eintlik beteken die woord maar net, hy het die verhouding tussen my en God vir my kom herstel. Hy het die verhouding tussen God en mens
het hy kom regmaak. Onthou, die verhouding was reg met Adam en Eva. Dit was die bedoeling van God, dat die mens in die regte verhouding met hom moet lewe, maar as gevolg van Adam en Eva se opstandigheid, om hulle eie wil te wil doen, is hierdie verhouding beskadig. En toe het God die mens en die wêreld, die skepping vervloek, en die dood het ingetree. Maar hierdie woord beteken ook meer as dit. Jy's vrygemaak van jou skuld. Jy's vrygekoop. Nou as ons 'n bietjie moet dink, in daardie tyd as jy nou skuld gemaak het en jy kon nie jou skuld betaal nie, kon iemand vir jou ingetree het, 'n familielid, gesê het, maar ek sal sy skuld betaal. En dit is so aanvaar. Ingetree. Presies wat hier gebeur het. Jesus het vir ons ingetree. Want ons weet, en dit het ons Vrydag vir mekaar weer gesê, dit is ek en jy wat die sondaars is. En dis ek en jy wat eintlik die straf en die oordeel van God verdien. Dit is ek en jy wat moet sterf en vir ewig moet dood wees. Maar Jesus het ons skuld op hom geneem. Paulus sê dit so mooi in Kolossense, hy het die skuldbrief saam met hom aan die kruishout gespyker. Die skuldbrief wat ek en jy geskryf het, daai IOU, al hierdie skuld, al hierdie sonde wat ek en jy gedoen het Jesus saam met hom gevat en hy het dit aan die kruishout gespyker en vir ewig van ons af weggeneem. Dit is nie wonderlik nie. Ek wil jy moet dit mooi bedink. Hy die skuldbrief, want ek en jy word deur 'n gewete gery. Partykeer word ons gevreet oor die goed, opgevreet oor die goed wat ons aangevang het al in die lewe. Maar hy het ons bevry daarvan. Hebreërs skrywer wil dit ook vir ons so mooi sê, dat hy die gewete kom bevry het. Hy het ons kom skoonmaak. Aan die kruis het hy daai oorwinning behaal. Hy is toe dood. Maar die feit dat hy opgestaan het, het hy die oorwinning, die stempel opgesit. Want hy die dood oorwin, wat beteken, ek het die sonde oorwin vir jou. Want Romeine 3 vers 23, en ons het dit ook in Romeine 6 vers 23 gelees, die loon van die sonde is die dood. Ons verdien die dood. Maar nou het hy ons daarvan bevry. En hy het ook ons bevry van die sonde, wat na die dood lei. So ons is regtig vry van ons skuld. Ons kan as nuwe mense lewe. Ons kan lewe in die opstanding. En soos Paulus so mooi in hierdie teks sê, ons het saam met hom gesterwe, amper soos met die doop. En ons het saam met hom opgestaan as nuwe mense. Die ou mense, hy het Jesus vir ons afgesterf en ons is nou nuwe mense in hom. Ons is vrygemaak. Dis wat hierdie woord geregtigheid beteken. Maar nooit mag ons vergeet, in God, in Christus lê hierdie heil. Nie myself nie, buite my. So hy bring ons in die regte verhouding met God. Want nou in Christus, en Paulus sê dit ook, kan ek met vrymoedigheid, is die woord wat Paulus lief is om te gebruik, na God toe gaan. Ek kan met 'n skoon gewete na God toe gaan. Ek kan as 'n vrygekoopte na God toe gaan, want ek is deur Christus vrygemaak. Jesus het my met sy opstanding uit die dood in die regte verhouding met God gebring. En dit is mos troostvolle nuus. Dat al het ek gister wat aangevang. Maar nou sê Paulus hier, die band van die sonde het hy ook gebreek. So ek moet ook breek met die sonde. Ek kan nie langer met die sonde speel nie. Ek kan nie langer die sonde toelaat nie. Want ek is van die mag van die sonde bevry. Want in Christus Jesus het ek oorwinning oor die sonde. En daarom is die opstanding vir my eintlik die seël wat Jesus sit op die kruis. Ons kan nooit die twee goed van mekaar losmaak nie. Natuurlik is die afsterwe, is die kruis belangrik. Maar die opstanding is net so belangrik. Want as Jesus nie opgestaan het nie, was alles verniet
en was hy nog steeds in die graf, soos 'n Boeddha en soos 'n Mohammed. Hy het opgestaan en hy lewe. En daarom kan ons nie die twee van mekaar losmaak nie. Tweede ding wat ons vanoggend ook uit hierdie gedeelte uit sien is, ons word opgewek tot 'n nuwe lewe. Paulus sê dit in hierdie teks wat ons gelees het meer as een keer. Jesus se opstanding is my opstanding. Deur Jesus se opstanding word ek en jy as gelowige gewaarborg dat ons 'n nuwe lewe lewe. Hy het die ou mens, sy sonde aan die kruishout gespyker. Hy het opgestaan en hy lewe. So ons is saam met hom dood, en ons ou lewe, die lewe van sonde en ongehoorsaamheid is dood. En ek staan met hom op tot 'n nuwe lewe, 'n ander lewe. Ek dink, baie keer wanneer daai gewete ons begin vreet oor die verlede, moet ons sê, ek het saam met Jesus gesterwe. Sê dit vir jouself. Daai goed het saam met Jesus gesterwe. Ek is klaar daarmee. Ek is 'n nuwe mens. Ek lewe nie meer so nie. Ek lewe anders. Ons is opgewek tot 'n nuwe lewe. Daarom wat hy sê, die sonde het nie meer krag oor ons nie. Nie meer mag oor ons nie. Dis nie die soort van lewe wat ons meer het nie. Ons het 'n nuwe lewe in Christus. Daarom wil hy sê, jy is eintlik nou geroep in Christus, omdat jy in sy opstanding nuut gemaak is jy 'n nuwe mens. Daarom moet jy nou lewe soos 'n nuwe mens. En ek dink dis is waar ons as gereformeerde kerk baie keer die potte bietjie mis het. Want ons maak verskriklik baie van Jesus se sterwe. Maar wat is die impak daarvan? Dat Jesus het opgestaan en hy het ons geroep en geskep tot nuwe mense. Daarom behoort ons te lewe soos nuwe mense. Daarom mag ons nie die sonde verdra nie. Daarom moet ons die sonde haat. En ek sê dit weer, dis die enigste ding wat jy met 'n passie moet haat, is die sonde, want dit is verwoestend, dit vermorsel en verbreek alles wat goed en mooi is. Ons is nou as nuwe mense in diens van God, om vir hom te lewe. Om weer aan te sluit by die bergpredikasie. Jesus het gekom om die dans van God in hierdie wêreld te dans. En ek en jy is sy dansmaat, wat saam met hom in pas moet wees, en saam met hom op die ritme te dans wat God bepaal het in hierdie wêreld. Dis wie die kerk is. Dis wie ek en jy is. Nuwe mense wat in ritme saam met Jesus dans in hierdie wêreld. Nuwe mense. Dit vra dat ek uitstaan. Dit vra dat ek anders is. Dit vra dat my taalgebruik anders moet lyk. Dat my kleredag nie heeltemal altyd dieselfde as ander mense sin is nie. Dat my lewenshouding, dat my huwelik anders sal wees. Dat die manier hoe ek my werk doen, hoe ek skool gaan, hoe ek optree in die wêreld, wat ek sê, wat ek doen, 24/7, as 'n nuwe mens lewe. Dis wat die opstanding aan my doen. Dit vereis van my, om as 'n opgestane mens in Christus, 'n nuwe lewe te lewe. Derde punt wat ons wil maak volgend. Sy opstanding is my waarborg. Kyk, as ek nou 'n nuwe horlosie koop, dan sê hulle vir my, okay, dis nou net 'n tempo hierdie, hy kry net 'n 12 maande waarborg. As jy nou 'n Seiko gekoop het, kry jy nou 'n bietjie langer ene, maar ek kan nou nie Seiko bekostig nie. Maar die tempo sê hulle vir my het 'n 12 maande waarborg. Verseker, so ek weet, as hy iets oorkom in hierdie 12 maande, is gesot. Dis die waarborg wat ek het. Ons het nie net 12 maande waarborg nie. Ons het 'n lewenslange waarborg. Ons bely mos deur die 12 artikels wanneer ons dit sê in die kerk. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en aarde, en dan kom ons uiteindelik by die artikel, en ek glo in die opstanding van die vlees. Ek glo dat my liggaam gaan opstaan eendag.
wanneer ek klaar gesterf het. Gaan hierdie liggaam weer opstaan, presies hoe hierdie liggaam gaan wees en wat dit gaan wees, is ek nou nie 100% seker. Die Bybel gee nie vir ons 'n ten volle beskrywing hieroor nie, maar die Bybel verseker ons dat ons liggame gaan opstaan wanneer Christus Jesus eendag kom. En hoekom? Want Jesus het opgestaan. Wanneer begin my ewige lewe? Eers dan? Jou lewe begin versekerd wanneer jy met die geloof kan bely, Jesus is my Here. Versekerd. As jy bely met jou mond, Jesus is jou Here, dan weet jy het alreeds die ewige lewe deelagtig geraak. Hoekom? Want Jesus het dit gewaarborg. Hy het opgestaan. En die woord sê vir ons, soos hy opgestaan het, so gaan ons opstaan. Dis die waarborg van sy opstanding. En dit is wat my laat uitsien, omdat Jesus opgestaan het. Ek hoop, as jy nou weer hieroor dink, wat beteken die opstanding vir my? Dat jy bietjie weier dink, as wat jy voorheen gedink het. Maar helaas, die opstanding van Christus Jesus roep my tot 'n nuwe lewe. Kom ons sien dit so, en daarmee wil ek afsluit. Omdat die ewige lewe alreeds begin het, maar ek, wanneer Christus kom in sy teenwoordigheid gaan lewe, waar sonde nie meer 'n rol speel nie, is die tyd wat ek hier op aarde het, tot wanneer die wederkoms plaasvind, en terwyl ek nog lewe, is eintlik my oefenveld, om te word en te wees, saam met Jesus die dans te dans op sy ritme, want ek gaan eendag in sy teenwoordigheid wees ten volle, en met genot die dans. Maar terwyl ek nou hier is, oefen ek so lank om dit te kan doen. Dis waartoe die opstanding ons roep. Amen. Dankie Here vir u woord, vir 'n troostvolle woord, 'n belangrike woord. Ons glo dit met ons hele hart. En wanneer ons gewete ons ry oor die verlede en oor gister se sondes en doen en late, ons het vryheid ervaar in Christus se dood en sy opstanding. En ons pak hierdie dag en môre weer met nuwe moed en met nuwe krag as nuwe mense, omdat Jesus opgestaan het. Dankie daarvoor. Dankie vir u gehoorsaamheid, Here Jesus, tot en met die dood. Dankie dat u nou lewe en dat u in beheer is, dat u regeer saam met die Vader, dat u hand van regverdigheid en van beheer uitoefen oor die wêreldgeskiedenis. Dankie dat u sal sorg vir die kerk, al gebeur wat in die wêreld. En ons is u kerk, u kinders. En laat ons hierdie evangelie, hierdie goeie nuus lewe, sodat ons die wêreld kan verander met ons voorbeeld, ons gehoorsaamheid, ons oorwinning wat ons vier. Ons bid vir elkeen op ons siekelys. Dankie Here dat u van ons mense aangeraak het, dat daar verandering en verbetering is. Ons hou aan bid vir die Here wat u regtig nodig het. Ons sê vir u dankie vir u goedheid. Dankie Here vir elke persoon in ons gemeente, van die jongste tot die oudste. Seën ons huisgesinne, seën ons huwelike, seën ons verhoudinge. Geef vir ons wysheid vir ons kinders reg groot te maak. Dit is moeilik, wêreld is vol eise. Here, en ons bid vir ons finansies. Dit gaan styf met ons almal. Dinge raak so duur. Ons inkomstes groei nie. Ons is maar bietjie opgestres daaroor. En ons is maar bekommerd oor wat Trump in die wêreld aanvang en wat 'n druk hy ook ons land onder plaas. En ons is bekommerd oor 'n regering wat maar baie dom dinge doen. Maar ons is in u hand. En ons weet, u sal voorsien.
Gee vir ons wysheid, gee vir ons insig, gee vir ons die vermoë om die regte besluite te neem, reg te doen, reg te bestuur. Gee vir ons die wil om te lewe as nuwe mense tot U eer. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees, om as nuwe mense te lewe, deur die krag van die opstanding van Jesus Christus en deur sy Gees.